Dit is Dinsdag 14 Julie. Hierdie week luister ons na 'n paar geliefde Johannes tekste. Vandag se teks is Johannes 1 vers 29. Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Toe Johannes die Doper Jesus na hom toe sien aankom, het hy nie gesê daar is die groot leermeester of daar is die wonderwerker nie. Hy het uitgeroep, daar is die lam van God. Daardie woorde sou die Jode onmiddellik laat dink het aan die offerlammers wat daagliks en jaarliks vir die sondes van die volk geoffer is. Maar al daardie lammers was slegs 'n heenwysing na die volmaakte lam wat eendag sou kom. Jesus het gekom om te doen wat geen diereoffer ooit kon doen nie. Hy neem die sonde van die wêreld weg. Wat van die sonde word weggeneem? Johannes 1 vers 29 wys vir ons 4 effekte van ons sonde. Eerstens, ons sonde skuld by God. Elke sonde plaas ons in skuld voor die heilige God. Ons het hom nie met ons hele hart lief gehad nie en sy gebooie nie volmaak gehoorsaam nie. Soos iemand wat 'n groot skuld het, wat hy nooit kan terugbetaal nie, staan ons geestelik bankrot voor God. Maar Jesus, die lam van God, het gekom om daardie skuld namens ons te betaal. Aan die kruis het hy volkome betaal vir alles wat ons aan God verskuldig was. Moenie probeer om jou geestelike skuld met goeie werke of godsdienstigheid af te betaal nie. Vertrou op Christus wat uitgeroep het, dit is volbring. Hy het die volle prys betaal. Die tweede effek van sonde is God se toorn oor die sonde. God is liefde, maar hy is ook volkome heilig en regverdig. Daarom kan hy sonde nie bloot ignoreer nie. Sy heilige toorn rus op alle sonde. Die wonder van die evangelie is dat Jesus as die lam van God ons plek ingeneem het. Aan die kruis het hy die oordeel en straf en toorn gedra wat ons moes dra. Daarom is daar vir elkeen wat in Christus glo geen veroordeling meer nie. Moenie jou sonde gering ag nie, maar moenie bang wees vir God se oordeel as jy in Christus is nie. Jesus het reeds God se toorn namens sy kinders gedra. Die derde effek van sonde is ons las van 'n skuldige gewete oor ons sonde. Baie mense leef met 'n swaar gewete. Hulle dra die pyn van verkeerde besluite, die pyn van sondes uit die verlede en van woorde wat hulle wens hulle nooit gesê het nie. Hulle vra hulle self af, kan God my ooit vergewe? Die bloed van Jesus vergewe nie net ons sonde voor God nie, dit reinig ook ons gewete. Die lam van God neem die swaar las van skuld weg en gee vrede met God. Bring jou skuldige gewete na Jesus toe. Moenie langer dra wat hy reeds aan die kruis gedra het nie. Hy wil vrede gee. Die vierde effek van sonde is die dwang van sonde. Sonde is nie net iets wat ons doen nie, dit is ook 'n mag wat mense gevange hou. Trots, woede, wellus, hebsug, bitterheid, vrees en verslawings kan mense soos kettinge boei. Die lam van God het nie net gekom om die straf van sonde weg te neem nie, maar ook om die mag van sonde te verbreek. Deur sy dood en opstanding maak hy sy kinders vry om 'n nuwe lewe te leef. In Christus is daar krag om versoekings te weerstaan en elke dag in gehoorsaamheid aan God te leef. Toe Johannes uitgeroep het, daar is die lam van God, het hy almal genooi om weg te kyk van hulle self en op Jesus te fokus. Want dit is die lam wat die sonde wegneem. Hierdie is 'n heerlike boodskap. Jesus Christus is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat U U seun gestuur het as die lam van God,
Dankie dat hy my skuld betaal het, dat hy u heilige toorn gedra het, my gewete gereinig het en my bevry van die mag van sonde. Help my om elke dag my oë op Jesus gefestig te hou en in die vreugde van sy verlossing te leef. In sy kosbare naam bid ek dit. Amen.